We were wandering in the silence, searching for a deeper faith. Then your spirit gently called us, and you spoke our hearts by name. Through the valleys and the questions, through the joy and through the pain, you are shaping us for heaven, teaching us to live again. Open up our eyes to see what a spirit-filled life can be. Holy Spirit, lead us onward through the pages of your grace. On this journey through Philippians, we will seek your holy face. Teach us how to live like Jesus, full of mercy, truth, and love, till the world can see your glory, burning brightly through your church. When the battles rise around us, when our strength begins to fade, you remind us Christ is with us, and our hope will never shake. Oh, give us joy beyond our circumstances. Give us peace the world can't steal. Form in us a heart of worship. Make our faith alive and real. Open up our hearts to know how your living presence grows. Holy Spirit, lead us onward through the pages of your grace. On this journey through Philippians, we will seek your holy face. Teach us how to live like Jesus, full of mercy, truth, and love, till the world can see your glory, burning brightly through your church. Woo! Hey, yeah. Hey, yeah. Yeah. Let our minds be like Christ Jesus, humble, faithful, strong, and true. Every step surrendered wholly. Spirit, make us more like you. Let our lives become a witness of the power of your name, filled with joy and filled with purpose. Never ever stay the same. Holy Spirit, lead us onward. Set our hearts and lives ablaze. On this journey through Philippians, we will walk in all your ways. Hey, teach us how to live like Jesus, Spirit-filled in all we do, till the nations sing your praises, and our hearts belong to you. Fill us now, Holy Spirit. Holy Spirit, lead us on. Lead us home. Oh. Here, dankie vir die geleentheid dat ons het om nou dieper in die woord in te gaan. Heilige Gees, ek wil bid
dat U werklik waar elkeen van ons se harte en verstand sal oopmaak, Here, en dat U ons die boodskap duidelik sal laat ontvang. Amen. So ons tema van vanaand is, God bring orde in chaos. Nou ons gaan kyk na Genesis 1, vers 1 tot 5 en ons almal weet dit is die skepingsverhaal, maar ons gaan nie net kyk na daai gedeelte nie, ons gaan ook mekaar weer herinner daaraan dat God het vir ons op 'n stadium gesê dat ons moet rus. Hy bring vir ons al vir die ritme van 'n lewe in en hy wys dit vir ons al reeds met die skepping dat dit so nodig is dat dit nie net die natuur is wat in 'n ritme inval nie, maar ook ek en jy. En daardeur gee ons God die kans om vir ons orde in ons eie chaos te bring. Nou, vanaand het ons 'n klomp KitKats hier. Wie hou van KitKats? Alright, julle gaan dit nie verniet kry nie, so by the way. Henry, waar's jy en jou team asseblief? Ek het vir Henry gevra om my te kom help, want Henry is letterlik die enigste tienerseun wat ek ken wat nie cheat nie. Die ou hou verskriklik baie van games, maar reëls is vir hom belangrik, né? Hy laat my baie aan Sureta, my vrou, dink. En ek weet Henry gaan vir ons hierdie storie bymekaar hou. Daai knoop lyk verskriklik, dit lyk soos die gaas, maar Henry, jy gaan dit vir ons bymekaar hou. Alright manne, ek wil hê julle moet gou hier voor in 'n sirkel staan. En dan, in plaas daarvan om hande vas te hou, nie in 'n sirkel boys, sirkel, nie om my nie. Weg. Plaas van om hande vas te hou vir my 'n tou tussen elke een van julle vas. Wil jy nou so staan dat die gemeente julle kan sien, mense skaam wees, hè? Hæ? Moet jy wat maak? Alright. Tou tussen julle, wie kort tou? Sabatie. Nou so, het ek 'n ekstra ingebring? Ja, ek wil nou net sê julle kort een. Alright, manne, so, julle kan eintlik vir my nog 'n bietjie vorentoe daar dat die gemeente nou mooi kan sien waarmee ons besig is hierso. Dat almal kan sien of julle gaan cheat of nie. Tian, hoe sterk is die hol gedeelte hierso? Ons het 'n paar groot bulle wat nou op hierdie ding staan. As iets gebeur, ek weet niks daarvan nie. Alright, ouens, so dit soos julle nou staan, is hoe julle moet opeindig. Okay? Dis die hele idee. Nou gee vir my julle toue terug. Terug. Julle hoef nie so lank vas te hou nie, is nie moeilik nie. Alright, ek gaan nou die toue neergooi hier, randomly. Wat julle dan doen is, jy buig af en jy vat 'n punt in elke hand, maar dit mag nie van dieselfde tou wees nie. Okay, doen dit eers vir my. Nee, net 1 punt. Hoorie so Anneke, ek het regtig simpatie met jou. Hoe gee ek klas vir die mense? 1 punt, boys. 'n hand op 'n punt. Hoorie, julle hierdie preek gaan langer aanhou, want ek het nie gedink hierdie gaan so lank vat nie. Ek is jammer daaroor. 1 hand. Aitsa, okay, staan op. Boys, hier's 'n punt missie. Regtig. Okay, wow, net so. Wie kan vir ons tyd hou? So die KitKats kan net gekry word as julle hierdie koekspul uitsort sonder om julle hande te los, né? En ek gee vir julle 2 minute om dit te doen. Wie hou vir ons tyd? Alright, Anneke. 1, 2, 3 begin. Boys, ek sal hierdie ook vir julle wegskuif. Werk manne, daar's 2 minute. Hoeveel tyd het hulle nog? Het hulle nog 1,5? Oh wow. Lyk my ek's uit KitKats uit, die ouens is nie bad nie. As nog en los. Wanneer? Ek tel jy die geld te wie. Waarin dit nie die baie. Waar wat dit? Daai geluid sê altyd alles. Oei. Hierdie gaan interessant wees. Mag nie die tou los nie. Tyd.
Dit voel vir my, omdat Henry deel is hiervan, jy wil hy moet 'n KitKat kry. Ja, ek weet hy gaan dit vir jou gee. Hoe ver is ons? Wen ons amper? Ja, ons is 3 lang, as ook weer, ja. O, manne, die tyd hardloop uit. 30 sekondes. Moenie los nie. Och, hulle sit luis. Hulle proe al daai chocolate. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wow, stop net so. Wie van julle dink hulle kan nog 30 sekondes kry? Okay, gee nog 30, go. Ek is altyd net bang met tienerseuns, daar gaan dalk 'n woord uitkom met die frustrasie. Maar ek gaan net wegstaan dat hulle dit nie opvang nie, dat hulle kan tussen mekaar. Ouens, hoekom gee julle om? Ons 2 sirkels en is 'n Maak 'n duikrol, bek saam mee, ek ken nie om nie. Okay. Moenie. Nee. 5, 4, 3, 2, 1. Nee, okay. Kom maar toe terug, well done boys, geef hulle 'n hande klap. Alright, dit was close gewees. Ja, sê reg. Maar okay, voordat julle nou julle chocolates kan kry, ek sal dit maar vir julle gee. Wil ek nou eers vir julle hoor. Okay, so as julle in hierdie hele storie net 'n oomblik gehad het om rustig te raak en te kyk, julleself bietjie te verwyder uit die probleem uit. Dink julle sou dit beter kon doen? Tyd gee vir ons daai manier, nee, om net so bietjie weg te tree uit die probleem uit. Dan is die ander vraag, toe julle dit nou gedoen het, hoeveel van julle het gedink aan môre se toets? Het julle aan enigiets anders gedink as die probleem waarmee julle besig was? Ek julle die regte antwoorde gegee, julle kan chocolates kry, ek like it. Alright, Bille, daar sê gee vir 'n hande klap. Deel vir ons. Preek julle saam met my vanaand? Nou, baie dankie manne. As ons eerlik met mekaar wil wees, ons ander kollega Dominee Jan sê altyd die mense se koppe raas so bietjie. Nou ek dink almal van ons kan iets daarmee vereenselwig. Hierdie chaos wat in die lewe aangaan, dat dit op ons afsmeer en dat ons eie koppe ook maar so bietjie raas. Wie van julle het al die tekenprent Madagascar gekyk? So, in Madagascar is daar hierdie liedjie. Afro Circus, ken julle dit? Nee, jy sien net kleur en verskillende diere en dis chaos. Nou, my vrou sê vir my, dat sy is 100% seker dat dit is wat binne in my kop aangaan. So, ek dink nie een van julle moet snaaks voel of sleg voel, as julle eerlik kan sê, dat somtyds is die geraas van die lewe vir almal van ons net 'n bietjie te veel. Die chaos wat ons bly intrek. En dan saam met dit, elke nou en dan kry ons dit reg om so bietjie aan te jaag en onsself ook dieper in hierdie chaos in te trek. En vanaand gaan ons kyk na God wat vir ons kan orde bring vanuit chaos. Nou ons lees saam Genesis 1 vers 1 tot 5. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Nou julle, môre aand begin ons met ons Pinksterreeks en ons vier die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat daai tyd op die disippels uitgestort is, maar wat ook in my en jou leef.
Hierdie gees van God wat oor die waters gesweef het, is presies dieselfde gees van God wat binne in my en jou leef. Kan julle by dit uitkom? As God die chaos van 'n planeet wat onbewoonbaar is, kon regryk, natuurwette kon geskep het, dat alles moet regtrek, hoeveel te meer kan hy nie my en jou chaos ook uitsort nie. Ons lees verder. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien, die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Dit is vir ons baie duidelik, dat die Here skep nie net, en los dit nie. Hy gee vir ons 'n baie besonderse ritme, juis alreeds in die skepping. Dit het nag geword, dit het dag geword, dit was die eerste dag. Dan deel van hierdie ritme is, ons gaan nou nie die hele skepingsverhaal lees nie, almal van ons ken die mooi skepingsverhaal. Maar deel van dit is natuurlik die 7de dag, die Sabbatdag wat ons vandag vier. Nou wil ek julle vra, dink julle die almagtige God wat orde kon skep uit hierdie chaos uit, dink julle hy het nodig gehad om te rus? Dink julle, great, ek sien jy skud jou kop, well done. Trots op jou, omdat jy vir Willem daar by jou het, hy leer jou mooi. Hy het nie rus nodig gehad nie, hy het ook nie refleksie nodig gehad nie. Maar hy bring dit en hy maak 'n deel van sy skepping sodat ek en jy rus en refleksie in ons lewe kan inbou. Nie een dag op 'n week nie, maar elke liewe dag van ons lewe om die Here 'n kans te gee om in ons te werk. Nou julle, ons sê altyd vir mekaar hierso, as ons 'n teksgedeelte regtig mooi wil verstaan, moet ons eers vir mekaar sê, vir wie is dit geskryf, wanneer is dit geskryf, wat was die situasie gewees van die teks. Nou as ons kyk na die skepingsverhaal, en ons wil uitvind wanneer dit geskryf is, dan gaan ons weer so 'n bietjie moet teruggaan in die geskiedenis van Israel in. Nou, dink gou vir my vir 'n oomblik, wanneer was die goue jare gewees van Israel? Die tyd toe Israel 'n regte wêreldmag was. Kan enigiemand van julle onthou hoeveel jaar voor Christus dit min of meer was? Koning Dawid, koning Salomo, daai ouens, 1000, wie het dit gesê? Well done. Uitstekend, dankie Karen. Goeie werk. So 1000 jaar voor Christus, in koning Dawid en koning Salomo se tyd, die enigste tyd wanneer die volk van God regtig 'n wêreldmag was. Wanneer dit goed gegaan het met hulle, maar ons weet ook in daai tyd begin hierdie ouens stelselmatig agteruit te gaan. Hulle begin stelselmatig in te meng met ander volke en ander nasies en hulle beweeg weg van die Here af. En soos wat dit gebeur, sien ons dat in 578 voor Christus gebeur 'n verskriklike ding met hulle. Die Babiloniërs kom en hulle val Jerusalem in. Hulle breek die mure af, hulle breek die tempel af. Nou ons het al baie keer vir mekaar gesê, die tempel was die plek gewees waar hulle in die Ou Testament God se teenwoordigheid kon beleef. Ek en jy is gelukkig, ons het die gees van God wat in ons woon en ons beleef die Here hier nou waar ons is. Maar hierdie ouens het die tempel nodig gehad om na die allerheiligste toe gaan, om offers te gaan gee, om iets te gaan beleef van die Here. En hier kom die Babiloniërs en hulle vee letterlik alles plat. Dan is dit ou Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego se kans. Hulle almal gaan weg daar na Babilonië toe. Terwyl hulle daar is, dan word hulle ontneem van alles wat hulle ken. Die vreemde gebruike van 'n ander volk word op hulle afgedwing en hulle hoor die heeltyd ander godsdienste. Hulle kry nie meer iets van hulle self nie. Dan weet ons dat die priesters gelukkig saam met hierdie ouens ook weggevoer is na Babilonië toe. En wat doen hulle? Hulle kom agter dat die volk het nou so ver weg beweeg van God af, dat hulle absoluut alle hoop verloor het. En hulle sit toe en hulle sê, ouens, ons moet bid, ons moet saam dink oor hoe ons weer die volk 'n hoop gaan gee. En dan sien ons die wonderlike,
Die Here gee vir hulle hierdie verhaal om oor te skryf. Die skepingsverhaal wat praat van 'n orde uit chaos uit. Nou die interessante is, toe hulle hierdie verhaal aanhoor, was alles nie net oombliklik reg gewees en uitgesorteer gewees nie, maar dit het hulle hoop gegee. Dit het vir hulle 'n manier gegee om aan te gaan. Hierdie pad wat hulle toe verder saam met die Here kon stap, praat Rob Bell ook van. En dis 'n pad wat ek en jy elke dag van ons lewe gaan stap. Rob Bell sê die volgende, hy sê, "One thing to keep in mind is that we never arrive, ever. One of the illusions of faith is that at some point we get it all mapped out and things get smooth and predictable. It's not true. The way of Jesus is a journey and not a destination. On a journey, the scenery changes a lot. We can prepare for things, but not all." Ouens, hy maak dit vir ons so maklik om te verstaan vanaand. Net omdat ek en jy sê, ons verstaan dat die Here Jesus Christus vir ons verlossing gebring het, en dat die Heilige Gees nou binne in ons woon, beteken dit nie net alles gaan uitgesorteer wees nie. Hierdie knoop waarin hierdie ouens vasgevang was vanaand, gaan nie net opgelos word nie. Dis 'n proses, daar's tyd nodig in dit. Dan sê hy 'n baie belangrike gedeelte. Hy sê, "We make mistakes, figure it out as we go along, and try new things. Failures are really just opportunities to learn." Nou as julle mooi dink, het ek vir hulle 2 vrae gevra. Ek het vir hulle gevra, het jy aan enigiets anders gedink as net die probleem wat hier voor jou was? En hulle antwoord was baie duidelik nee. Ek het wel die verkeerde vraag gevra, ek het gevra of hulle gedink het aan môre se toetse en hulle antwoord sou in any case nee gewees het. Maak nie regtig saak wat ek gesê het nie. Maar die feit van die saak is, as ons naby aan ons probleme bly, is daar geen manier wat ons gaan ontslaa raak daarvan nie. Dit het ek vir hulle gevra, as julle 'n geleentheid gehad het in hierdie 2 minute wat toe later aan 2,5 minute en nog meer geword het, as julle in daai tyd net 'n oomblik gehad het waar julle kon stop en rus en reflekteer op wat hier om julle aangaan, sou julle dit makliker kon uitsorteer, en die antwoord was ja gewees. Nou vra ek julle weer vanaand, wat het op die 7de dag gebeur? God het vir ons gesê, ons moet rus. Ons moet rus, ons moet terugstaan en ons moet reflekteer op ons probleme. Ons het vir mekaar ook gesê dat die Here het nooit bedoel dat dit net 'n dag moet wees nie. Ouens, elke een van ons het 'n sabbatsoomlik elke liewe dag nodig. Jy het dit soveel keer nodig as wat jy kan kry. Ek weet vir myself, as ek nie in die oggende tyd vat om heel eerste ding by die Here uit te kom nie, is die res van die dag werklik 'n gemors. Ek wil julle aanmoedig vanaand om te dink daaroor. Om werklik vir jouself sekere tye deur die dag eenkant te sit, waar jy net kan stop en kan reflekteer oor die chaos wat in jou lewe aangaan. Die wonderlike is van ons geloof teenoor al die ander gelowe, is dat God sê vir ons, hy weet ons kan dit nie op ons eie doen nie. Al die ander gelowe sê vir ons, ons moet iewers uitkom. Ons moet uit ons eie uit beter mense word. Die Here Jesus Christus sê vir ons, ouens, ek weet julle kan dit nie doen nie. En juis in jou swakheid is hy sterk. Hy gee die Gees van God om in daai oomblikke wat absoluut onmoontlik is vir jou, om die chaos uit te sorteer, gee hy vir jou om dit vir jou te doen, maar ons moet tyd vat en tyd maak vir die Here om dit te doen. Nou, hierdie hele journey wat ons stap saam met die Here, word van gesing in een van my heel gunsteling liedere. Ek wil vir julle vra, terwyl jy die lied nou gaan speel, dat julle bidend saam sal luister en saam sal lees met die lied soos wat dit aangaan. Ek hoop julle almal se ore is okay. Ek is bly om te sien ons sound system werk goed. Het julle dit oorleef? Julle, hierdie liedjie beteken vir my persoonlik ongelooflik baie. Jy sien die ding wat gebeur in ons lewe is, daar
kom sonde oor ons pad. Wie van julle weet van die idee van 'n herhaalde sonde? Iets wat oor en oor in jou lewe gebeur. Dink almal van ons, as ons eerlik wil wees, gaan ons sê dat ons het al iets hiervan beleef. Nou die lied wat vir my alles uitstaan, wat hy vir ons sê is, do you remember when you felt ashamed, when you couldn't get free from the mistakes that you made? Die probleem is wanneer ons in 'n tipe van 'n sonde vasgevang word, is dit presies waar die vyand jou wil hou. Op daai plek waar jy skaam kry as mens vir die nonsens wat jy aanjaag. En dan is dit so mooi, and he met you with kindness, compelled you with grace. So if you wanna come home, he'll show you the way. Ouens, as jy vanaand op 'n plek sit waar jy skaam voel oor sekere goed wat jy doen, dan is die uitnodiging die volgende. Die Here sê vir jou in sy skepingsverhaal dat ons iewers moet rus, iewers moet reflekteer oor wat aan ons lewe aangaan. En dan in hierdie tyd moet ons dit aan die Here kan oorgee en vra, Here Jesus, ek kan nie meer nie. Die chaos in my lewe het net te veel geraak. Ek moet dit oorgee aan U. Ek wil vir julle vra om vanaand stil te raak voor die Here. As daar 'n sekere tipe chaos, of sommer net soos ek, die Afro Circus liedjie in jou kop, as daar iets is, laat dit by die Here se voete vanaand. Moenie hierdie oomblik laat verbygaan nie. As jy self nie tyd in jou lewe maak om stil te raak nie, raak nou stil voor die Here. Ek gaan julle so 'n minuut gee vir stil gebed en ek wil vir julle vra, gee jou chaos oor aan die een wat orde bring. Here Jesus, dankie nie net vir die ritme wat U in die natuur gebring het nie, Here. Dankie nie net vir die orde wat U in die chaos gebring het met die skepping van die wêreld nie. Maar dankie vir die uitnodiging vanaand. Dat U vir elke een van ons sê, Here, U weet, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Daar's geen manier wat ons uit die chaos van die wêreld en ons eie sonde uit kan ontsnap sonder U nie. Here Jesus Christus, en U is daar vir ons om dit vir ons uit te sorteer. Here, dankie dat ons ook kan verstaan, Here, dat dit nie net 'n klap van die vingers is of 'n paar magical woorde is wat ons gaan sê nie, Here, maar dat dit 'n pad is wat ons saam met U stap. Elke oomblik, elke dag nooi U ons uit om bewus te wees van U Heilige Gees wat binne in ons werk. Here, ek wil bid en vir U vra, wees met elke een vanaand. Elkeen se stuk seer, se stuk chaos wat in hulle lewe is, waarmee hulle sukkel. Ek bid, Here Jesus, dat elkeen van ons net weer aan U sal kan oorgee. Dankie, Here, vir U goedheid, U guns en U genade in elkeen van ons se lewens. Amen. So, voordat ons die seën uitspreek, julle neuse is nie besig om vir julle te jok nie. Daar is actually sop daar agter, sop en brood wat die belydennisklas en hulle ouers vir ons gereed gekry het. So asseblief, moenie net huis toe gaan nie, moenie net na die klasse toe hardloop nie, gaan kry vir julle lekker brood en sop. Dis dan my voorreg om vir julle te sê, mag julle in hierdie week wat kom,
die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun, die Here Jesus Christus, en die nabyheid van die Heilige Gees beleef oral waar jy gaan. Amen.